Dag sê ritme familie, waar jy ook al kyk, hier of daar of deur, jy is baie welkom. Ritme is bedoel vir elkeen wat die Here se woord liefhet. Ons ritmeer digitaal elke week en vandag is geen uitsondering nie. Ons is uitverkoop aan die Bybel, ons is uitverkoop aan die Here, ons is uitverkoop aan die evangelie. Daarom is dit Johan en my se verwagting en geloof en hoop dat jy elke keer die onverdunde woord van die Here sal hoor en dat dit in jou lewe 'n groot impak sal maak. Baie welkom, dit is so lekker om saam met jou elke keer te mag reis. Vir jou wat digitaal ingeskakel is en ook vir elkeen naby Pretoria wat elke Sondag aand om 6uur in die kwartaal so welkom is by King Price se spasie. Wel, dit is tyd vir Ritme Digitaal. Hier gaan ons. Ook sommer van my kant af baie welkom en 'n hartlike hallo. Jy's reeds welkom gesê, daar's reeds vir jou hallo gesê, maar ons doen dit oordentlik by Ritme, of dit nou by King Price is vir ons so belangrik dat jy die in-persoon geleentheid bywoon as jy in Pretoria is, dit is so lekker, daar moet jy welkom voel, maar jy moet ook wat die digitaal aanbetref, moet jy tuis voel en moet jy welkom voel. Dis hoekom ek en Stefan dit doen. Dit is terwille van jou, en sodat ons die woord by mense kan kry. So wat 'n voorreg vir my en vir Stefan en vir Dani en vir Peer, wat ons so nou en dan gebruik en wat ons so nou en dan help, twee pragtige mense. Baie welkom namens ons almal. Ek wil begin met 'n storie vandag. Dis 'n man wat ver op reis was en hy is nou op pad terug huis toe. Maar hy het onlangs verloof geraak. So die groot opgewondenheid in sy hart is hy wil net by sy verloofde uitkom. Hy wil by sy verloofde uitkom want hy is so opgewonde. Sy hart is vol. 'n onlangse verloving en al die drome en al die liefde in die oë en die sparks ensovoorts. Op pad tuis, dis 'n baie ver afstand, slaap hy oor in 'n 5-ster hotel. Nou ek kan vir jou eerlikwaar sê, dit was nog nooit sleg nie. Jy kan net dink met al die voordele. Natuurlik is dit nou ontbyt ingesluit en aandete ingesluit. En ek sê altyd in 'n 5-ster hotel, die beddens is lekker, die badkamer is 'n skouspel en hierdie man is verskriklik opgewonde oor hierdie hotel. Maar eintlik later raak dit vir hom vervelig. Later is dit vir hom eintlik sleg. Ja, jy hoor reg. 'n 5-ster hotel word vir hierdie man sleg. Hoekom? Want sy hart en sy geluk, daar is iets beter wat wag. Daar is iets beter wat kom. My verloofde in my arms, my verloofde vir wie ek so lief het. Ek kan nie wag om haar te sien nie. Nou ek wil hierdie storieetjie gebruik sommer net so as 'n fondament en as 'n afskop vir vandag se boodskap. Jy sal nou presies verstaan hoe hierdie storieetjie en hierdie verhaaltjie inpas by vandag se boodskap. Paulus skryf vir ons in Romeine 15 vers 13 sê hy: Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en met alle vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Onmiddellik hier is Paulus aan die woord en hy praat oor die Gees, hy praat oor die krag van die Heilige Gees. En dis waaroor vandag se boodskap gaan. Dis waaroor vandag se tema gaan. Die Heilige Gees, die krag van die Heilige Gees. Die Gees het gekom. Wees bly, want dit is die iets beter, die iets om na uit te sien. En hoor vir al hierdie 3 goed wat Paulus uitlig. Dit is vir my so aangrypend. Goed wat jy na soek in die lewe, goed wat ek na soek in die lewe. Vreugde, vrede en hoop. Ek sê altyd mense, ek dink dis 'n gesonde soektog om te soek na vreugde en om te soek na vrede en om te soek na hoop. Om daai begeerte te hê van vreugde, vrede en hoop. En hoe kry ons dit? Deur die krag van die Heilige Gees.
En baie keer ontbreek hierdie dinge in ons lewe. Daar gebeur lekker goed, daar gebeur mooi goed, jy's dalk in 'n aangename, lekker omgewing, maar vreugde en vrede en hoop ontbreek dalk binne jou lekker omstandighede en dit kom deur die krag van die Heilige Gees. Daarom moet ek en jy in 'n tyd soos hierdie met groot blydskap leef. Hoekom? Want die Gees het gekom. Die Gees het gekom. Nou wil ek jou na die verhaaltjie toe vat. Eintlik bietjie meer as 'n verhaal. Na die omstandighede, die konteks waar binne dit gebeur het, dat Jesus nou vir sy disippels sê, weet jy, ons het nou 'n lang pad saam gestap, ons het 'n lang pad saam geloop, en nou is ek op pad. Ek is op pad om weg te gaan. Nou ons lees in Johannes 13, kondig Jesus amptelik sy weggaan aan. Dis nou soos 'n skoolhoof wat weggaan by 'n skool, kom ons sê 'n geliefde skoolhoof wat weggaan by 'n skool, en hy maak die aankondiging, ek gaan weg. Nou die oomblik toe dit gebeur, kan jy nou dink wat gebeur in die disippels se gemoed. Hulle is elke dag van hulle lewe saam met Jesus. Hulle eet saam met hom, hulle gesels met hom, hulle luister na hom. Dis hierdie wonderlike afvry van Jesus op sy disippels. So hierdie is 'n traumatiese aankondiging. Hierdie weggaan van Jesus is nie 'n maklike, lekker, goeie nuus af aankondiging vir sy disippels nie. Nee, hulle is in skok. Hulle is absoluut in skok. Hulle gaan in vrees. Hulle is bang vir wat hulle hoor. Johannes 14 vers 1 beskryf dit so mooi, waar Jesus hulle nou probeer troos, wat hy vir hulle sê, weet jy, julle moet nie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my. Moenie ontsteld raak nie. Hy sien onmiddellik hoe ontsteltenis. Hy sien die trauma wat gebeur met hierdie afkondiging. En hy sê vir hulle, raak rustig, glo in God, glo ook in my, moenie ontsteld word nie. Jesus weet op hierdie stadium al iets wat sy disippels nie weet nie. En dit is, hier kom iets beter, hier kom iets anders, daar's iets om na uit te sien, maar sy disippels is glad nie daar nie. Johannes 16 vers 6. Maar omdat ek dit vir julle sê, is julle harte vol droefheid. So aan die een kant sê Jesus, ontsteld, moenie ontsteld wees nie, en hy sien hulle harte vol droefheid, hulle hartseer, hulle wil nie vir Jesus totsiens sê nie, hulle wil nie afskeid neem van Jesus nie. En dis dan wat Jesus kom met, ek noem dit trooswoorde, wat hy hulle kom troos, wat hy hulle kom bemoedig op daardie stadium. En die eerste een lees ons in Johannes 14 vers 2. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan hom vir julle plek gereed te maak nie. So Jesus sê vir hulle, ek gaan weg om vir julle te gaan plek voor te berei. Ek gaan weg terwille van julle. Terwille van julle. So, in die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek het nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te gaan gereed maak en vir julle te gaan voorberei nie. So dit is 'n goeie ding dat ek weggaan. Dis Jesus vir sy disippels. Hy kom troos, hulle droefheid, hulle ontsteltenis. Johannes 14 vers 12. Wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen. En hy sal nog groter dinge as dit doen. Omdat ek na die Vader toe gaan. So, hoor wat sê Jesus. Omdat ek na die Vader toe gaan, is dit goed vir julle. Omdat ek na die Vader toe gaan, is dit beter vir julle. Julle het iets om na uit te sien. Julle gaan groter dinge kan doen. En ek dink ons moet nou net gou hier vir 'n oomblik net breek en net bietjie diep asemhaal. Hierdie groter dinge beteken nie ewe skielik jy raak 'n God of ek raak 'n God wat groter dinge as God kan doen nie. Nee. Dis doodgewoon die Gees gaan woon in alle mense en saam kan so baie bereik word. Saam kan groter dinge gedoen word. Onthou Jesus, toe hy op aarde was een persoon op een plek.
Nou gaan hy opgaan en hy gaan die Gees stuur en die Gees woon in alle mense en hierdie groot groep mense kan nou baie meer doen. 'n derde troos van Jesus se kant af. Johannes 14 vers 13. Wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. Hoe word die Vader verheerlik? Deur die Seun, deur Jesus. En wat julle in my naam vra, sal ek vir julle doen. Weer, net 'n oomblik van rustigheid en 'n oomblik van kalmte. Hierdie beteken nie jy kan enige iets bid en dan net so 'n paar woordjies aansit in die naam van Jesus, in die naam van Jesus en dink jy gaan dit kry nie. Daardie in die naam van Jesus is om volgens die wil van die Here, om volgens die woord te bid. Dis hoekom dit so belangrik is om die woord te ken, sodat ons die woord kan bid. In die naam van Jesus is volgens die wil van God, volgens die woord van God. Maar weer, as julle so bid, dan sal ek dit vir julle doen. En dan 'n vierde troos, Johannes 14, vers 16. Ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. So wat sê Jesus? Ek gaan opgaan, ja, ek gaan weg, ek groet julle, ek gaan weg, maar ek gaan met die Vader praat, ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur. So, iemand anders gaan na julle toe kom. Nou ek en jy weet, Vader, Seun en Heilige Gees is al drie volledig God. Die drie eenheid, die drie in een. En al wat Jesus sê is, die Gees gaan aarde toe kom. Ek gaan die Vader vra dat hy die Gees aarde toe stuur. Met ander woorde, God gaan op aarde wees, maar hy gaan woon in mense. 'n Ander voorspraak, om dit vir jou baie meer verstaanbaar te maak, ek wil amper die woorde gebruik, 'n ander Jesus. 'n ander Jesus, iemand net soos ek. So daai ander is net soos ek. So, mense kan so verward raak oor die Heilige Gees. Onthou maar net altyd in jou kop en in jou gedagtes, dat die Gees is 'n ander voorspraak. Dit is 'n ander Jesus. Dit is iemand net soos Jesus. So opsommend, hierdie troos kry jy in Johannes 16, vers 7. Tog sê ek vir julle die waarheid. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. So hoor mooi, hier sê Jesus die woorde baie reguit vir sy disippels. Dit is tot julle voordeel, dit is voordelig vir julle, dat ek weggaan. Want die ander voorspraak, die ander Jesus, die Heilige Gees, gaan na julle toe kom. Ek gaan hom na julle toe stuur. En hy gaan op meer plekke kan wees as wat ek Jesus alleen kan wees. Kom ons maak dit nou prakties vandag. As Jesus op aarde was, dan was hy of in Bloemfontein, of in Durban, of in Kaapstad, of in New York, of in Londen, of in die Cayman Islands, of in China, of in India. Hy kan net op een plek wees. Die Heilige Gees, dit is tot julle voordeel dat ek die Gees vir julle stuur. Want die Gees woon in die kinders van die Here, in die kinders van God, en hy kan op baie plekke reg oor die wêreld wees, en daarom sal groter goed gedoen kan word. Nou wil ek die vraag vra, want baie mense wonder oor hierdie ene en is verward oor hierdie ene. Ons is baie bekend met God die Vader, ons is baie bekend met God die Seun, en ons is baie gemaklik daarmee, en ook in ons gebede, om te praat met Vader God, of God ons Vader, en om aan te spreek as Vader, of om die woord Jesus te gebruik in 'n gebed. Ons is baie bekend daarmee. Maar die Gees, wie of wat is die Heilige Gees? En ek dink nommer 1 is dit belangrik dat ons dit vir mekaar moet sê. Die Heilige Gees is 'n persoon. Die Heilige Gees is God. Dis nie net een of ander wind wat waai nie. Dis sommer net een of ander luggie wat trek deur die lug nie. Nee,
Die Heilige Gees is 'n persoon, die Heilige Gees is God. Daar moet geen misverstand daaroor wees nie. Dis iemand net soos Jesus. Ons het dit reeds vir mekaar gesê, die ander voorspraak, net soos Jesus. Maar hy loop nie langs jou nie. Hy woon in jou. Jesus as persoon, toe hy op aarde was, het langs sy disippels geloop. Die Heilige Gees woon in God se disippels. En ek hoop, jy beskou jouself en ek beskou myself, dit weet ek, as 'n disipel van die Here, die Gees woon in ons. So die Heilige Gees het alles, en ek wil dit herhaal, alles met Jesus te doen. Hy leer jou van Jesus. Hy herinner jou aan Jesus. Hy verheerlik Jesus en hy getuig oor Jesus. So wat is die rol en doel van die Heilige Gees? Is om Jesus en nogmals Jesus en nogmals Jesus te verheerlik. Dit is verskriklik belangrik. Johannes 15 vers 26. Wanneer die voorspraak kom, wat ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig. Oor wie gaan die Heilige Gees getuig? Oor Jesus, en nogmals Jesus, en weer eens Jesus. En hier kry die Gees sommer 'n naam, die Gees van die waarheid, die Gees van die waarheid. Gees, die Heilige Gees het alles met die waarheid te doen. Jesus sê mos, ek is die weg, die waarheid en die lewe. So die Gees gaan niks anders wees nie. Dit gaan ook die waarheid, die Gees van waarheid wees. So die Gees en Jesus is onlosmaaklik aan mekaar verbonde. Die Gees en Jesus is een, net soos die Vader, die Gees en Jesus een is. So as jy die Gees wil herken, dan moet jy Jesus se karaktereienskappe en die werk van Jesus moet jy ken en herken. Dan weet jy, dis die Heilige Gees. In Handelinge 1 vers 8 lees ons die baie bekende woorde. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. En ek dink hier is nogal partykeer 'n verkeerde begrip en 'n verstaan en 'n verkondiging van hierdie skrifgedeelte krag. Hierdie krag, jy weet, ek bedoel dit is weer eens 'n wêreld van krag en ons wil sterk wees. Hierdie krag. Wat hoekom gee die Heilige Gees vir ons krag? Vir watter rede gee die Heilige Gees vir ons krag? Nommer 1 is ter wille van Jesus. Sodat ek in my lewe en jy in jou lewe Jesus kan verheerlik. Hy gee vir ons die krag om die eienskappe van Jesus, die karaktereienskappe van Jesus in ons te hê, te ontwikkel, te laat groei. So daardie krag is ter wille van Jesus. En dan die tweede ding is, daardie krag is ter wille van ander. Ons gaan getuig hier en daar. Hoekom? Ter wille van ander. Het gaan nie oor die limelight op my en die kollig op my of op jou nie. Dit gaan oor krag om Jesus te verheerlik, krag om die lewe vir iemand anders 'n beter lewe te maak. En dan natuurlik kan ons nie oor die Heilige Gees praat as ons nie praat oor gawes nie. En wat is die doel van gawes? Weer 'n keer, dit verduidelik die krag so verskriklik mooi vir ons. 1 Petrus doen ons die guns in 1 Petrus 4 vers 10. Hy sê, as goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God, moet elkeen, na mate hy 'n genadegawe ontvang het, die ander dien. So wat is die doel van gawes? Wat is die doel van die Gees wat in jou lewe teenwoordig is en wat jou kom seën met gawes? Net weer 'n makliker woord om gawes te verstaan is die woord geskenke. Geskenke. Ons ontvang gawes, ons ontvang geskenke. Hoekom? Om dit te gaan uitdeel, om dit te gaan weggee. Dit is die werk van die Heilige Gees in my lewe en in jou lewe. Sodat Jesus verheerlik kan word en ter wille van die verbetering van ander en om die wêreld 'n beter plek te maak. So, die woorde wat hier gebruik het, na mate hy 'n genadegawe ontvang het, die ander dien. So gawes is ter wille van diensbaarheid. Gawes is om ander mense te dien. En dan weet ons dat ons kry vandag verskriklike vreemde
manifestasies en goeders wat gebeur en mense wat toeëien dat dit die Heilige Gees is. Weet jy, ek sê altyd weer, as jy regtig verstaan dat die Gees het alles met Jesus te doen en dat die Gees is daar om te getuig oor Jesus, en dis nie my woorde nie. Dit het ek direk uit die Bybel uit, so pas vir jou gelees en vir jou verduidelik. En ons kry gawes, nie sodat die kollig op ons is nie, sodat ons kan gaan spog oor ons gawes en manne wales uitvoer met ons gawes nie. Nee, dis alles daar om ander te dien, om hard te werk, om op te offer terwille van ander, en Jesus moet verheerlik word aan die einde van die dag. Die ander voorspraak, die ander Jesus moet verheerlik word. Ek stel dit eerder so, die regte Jesus moet verheerlik word deur die ander voorspraak, deur die Heilige Gees wat in jou en my woon. So hoe lyk, kom ek gebruik nou die woord in aanhalingstekens, hoe lyk die uiterlike manifestasies van die Heilige Gees? En ek gaan dit vir jou lees. Dit staan bekend as die vrug van die Heilige Gees in Galasiërs 5 vers 22 en 23. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Daar's die vrug van die Gees. As jy die Heilige Gees het, dis wat mense gaan sien. Nie ewe skielik begin jy bolle makiesie slaan, of jy begin hysteries lag, of jy begin kraai soos 'n hoenderhaan, of al daai vreemde goed, wat werklik vreemde uiterlike manifestasies is, en dan word die Heilige Gees daaraan gekoppel nie. Nee, dit is om meer en meer en meer die karaktereienskappe van Jesus te openbaar, want die Heilige Gees het alles met Jesus te doen. Noem die Heilige Gees 'n ander Jesus. Dit is so eenvoudig soos dit, en dan gaan daar nooit enige misverstand oor die Gees in jou lewe wees nie. Geen misverstand oor wie die Heilige Gees is, en ook die werk van die Heilige Gees nie. Ek is naby aan klaar. Nou, wie kry die Heilige Gees? Hoe kry jy die Heilige Gees? Weer, die Bybel sê dit vir ons, duidelik, daar kan nie misverstande hieroor wees nie. Dis nie persoon A of persoon B se mening nie. Lukas, ek noem hom altyd die dokter van die Bybel, dokter Lukas, sê vir ons in Lukas 11 vers 13, as julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee. Die Vader in die hemel nog baie meer. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. So wat moet gebeur in jou lewe en in my lewe? Ek en jy moet 'n smagting hê. Ons moet 'n dors hê. Ons moet 'n verlange hê om meer en meer soos Jesus te wees. Om meer en meer gevorm te word na die karakter van Jesus. Dit is die uitdaging vir jou en vir my. Daardie dors en daardie smagting. En dan, om na God toe te gaan en te vra, Here, kom vul my met u Gees. Hy gee die Gees vir die wat vra. Lukas 11 vers 13. So ek wil nou 'n gebed doen. Ek dink die mens kan hierdie gebed net een keer in jou lewe bid nie. Kom ons bid hierdie gebed, dan vra ons uit 'n dors en uit 'n begeerte en uit 'n smagting om meer soos Jesus te wees. Kom ons vra die Heilige Gees om ons te vul. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u Gees. Here Jesus, u het opgevaar hemel toe en 'n ander voorspraak gestuur. 'n Ander Jesus is vir ons gestuur. Ons dors, Here Jesus, om meer en meer soos u te wees en u karakter te openbaar en te wys in hierdie wêreld. Daarom hierdie gebed. Heilige Gees, kom vul my. Kom seën my met u gawes, sodat ek dit kan gaan weggee, sodat ek dit kan gaan uitdeel in hierdie wêreld. Maak my 'n kragtige instrument, omdat die Gees van krag my kom vul. En verheerlik Jesus met hierdie krag en help my om ander te help met hierdie krag. Vul my, Heilige Gees. Amen.
Nou daar het jy dit. Die woord duidelik oor die Heilige Gees. Mag daar nooit weer by jou misverstande hieroor wees nie. Hê 'n fantastiese week, hê 'n fantastiese dag, waar jy ook al kyk, wanneer jy hierdie ook al kyk, mag jy 'n geseënde tyd beleef. Wat 'n voorreg om hierdie vir jou te kon aanbied. Ek vertrou jy het die boodskap net soveel geniet soos ek. Dit was opbouend, dit was die Here se woord onverdund. As jy wil betrokke raak by Ritme Bediening, jy is so welkom en jy sien die skakels vir die finansiële bydraes. Baie dankie ook dat jy hierdie bediening ondersteun. Jy is ook welkom om Ritme Digitaal op ons verskillende sosiale media platforms te volg, om hierdie boodskap verder te versprei en om weer daarna te luister. Mag jy 'n lekker en geseënde week beleef.